Broer en suster, dit is vir my 'n baie groot voorreg om weer vanmôre hier in u midde te mag wees. Maar dit gaan ook gepaard met 'n verantwoordelikheid, want ek moet die woord van die Here verantwoordelik verkondig. En ons vier eintlik vandag fees. Nou ja, hy is nou nie 'n feesmaal gereël nie, maar dit is hervormingsfees. Die naaste Sondag in Oktober aan 31 Oktober elke jaar is die hervormingsfees. Ek gaan nou nie op die geskiedenis in nie, ek gaan dit aanraak in die preek. Maar mag hierdie erediens wat vanself 'n fees is, 'n verdere fees wees, omdat ons hervormingsfees vier. Dan, u ken die idiom, liewer 'n halwe eier as 'n leë dop. Nou vanmôre moet u tevrede wees met 'n halwe eier. Ek is opgelei om 'n predikant te wees. Dis nie waarvoor ek verskoning maak, maar die begeleiding vanmôre geskied aan die hand van die trompet. Nou daarin het ek nie opleiding gekry nie. Ek het so in die COVID jare die trompet nader getrek. En ja, dit gaan aan, maar ek het nog baie om te leer. Nou vra ek byvoorbeeld verskoning, dis nou nie 'n ander instrument wat vir my die noot kan gee. So op een druk op die trompet kan jy 5-6 note speel om nou die regte noot te kies. So as ek dalk nou wat oor begin, dankie vir die geduld met my, maar ek vertrou ons sal ons sang ook vanmôre kan doen tot lof van die Here, maar ook as 'n uitdrukking van ons skuld, ons geloof en dan die reaksie op die woord verkondiging. Ons gaan begin met 'n toewydingslied, toetrede. Dit is lied 511 vers 1. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof nou die Here en ons sing hartlik saam Psalm 146. Ons sing daarvan vers 1 en 6. Prys die Here, loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig.
As ons vanmôre dink aan die hervorming, dan behels dit onder andere die ontdekking dat daar genade is vir 'n sondaar. Dat ons gered word uit genade en nie verdienste. By baie mense lewe die opvatting, ek moet my saligheid verdien deur my mooi en voorbeeldige gehoorsame lewe. Dis te vergeefs. Nie een kan dit regkry nie. Jesus Christus het dit vir ons reggekry. En nou reageer ons daarop deur dankbaar te lewe. Die Heidelbergse Katekismes sê, daar is 2 maniere hoe ons dankbaarheid bewys. Deur gebed en deur gehoorsaam te wees aan die wet. As ons dan nou die gebooie van die Here nakom, dan is dit nie om ons saligheid te verdien nie, maar om vir die Here dankie te sê vir die saligheid wat die Here Jesus vir ons met sy dood verdien het. Ek gaan nou 'n stukkie lees uit Micha 6. En kom ons beskou dit as 'n spieël waarin ons kyk. Wat sien ek van myself raak? Waartoe roep dit ons op? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Om ons erken en ons wees eerlik, ons voldoen nie altyd aan hierdie standaard nie. Maar ons het mos gehoor, een van die boodskappe van die hervorming is genade. En ons gaan sing nou van hierdie genade, of eintlik gaan vra ons vir genade. En ons kan eintlik maar dieselfde stem asem sê, dankie vir die genade. Dit is lied 247. Nou, ons gaan nou vanmôre in tale sing. Eers Afrikaans, dan die tweede vers is Russies. Nou nie skrik nie, is nie kommuniste. Dit staan hier onder, die musiek kom uit die Russies-ortodokse liturgie uit Oekraïne. Ek dink ons het almal simpatie met dit wat in Oekraïne aangaan. Kom ons sing hierdie lied vir ons, maar ook vir daardie mense in Oekraïne, want ons sing nou hulle lied. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot
ons enigste verlosser en saligmaker, word in die naam van die Here vergifnis van sonde verkondig. En daar is in die Bybel so baie tekste wat vir ons in hierdie verband gemoedsrus en sekerheid kan gee. Ek wil Romeine 8 vers 1 lees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling. En om dan nou te bely dat ons in Jesus Christus is, soos wat van ons verwag word, gaan ons geloof bely. Ons gaan dit aan die hand doen van die apostoliese geloofsbelijdenis en daarna gaan sing ons lied 449 vers 4. Kom ons staan en dan bely ons op hierdie hervormingsfees, hierdie heerlike belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is met die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skriflesing kom uit Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs wat ook uit die pen van Paulus kom, geïnspireer deur die Heilige Gees. Galasiërs 3 vers 21 tot 29. Maar voordat ons lees, laat ons saam bid. Ons Hemelse Vader, op hierdie feesdag bring ons aan U lof, dank en eer. Ons het reeds gesing, prys die Heer. Maar ons wil ook dat dit oorgaan in ons lewens. Dat ons lewe ook sal bydra tot U lof. En daarvoor het ons U woord nodig om vir ons die pad aan te dui. Ja, U woord is vir ons 'n lamp vir die voet en 'n lig op die pad. Kom dan vanmôre en praat met ons op
op so 'n wyse dat ons dit sal verstaan en sal glo. Dat ons anders hier sal uitgaan as wat ons hier ingekom het. Omdat ons hier 'n besondere ontmoeting met U in die erediens gehad het. Want van hier af stuur U ons die wêreld in. Na ons huis en na ons werkplekke, daar waar ons ontspan, oral. Daar is ons, die lig vir die wêreld. Praat dan nou met ons deur die woord. Ons luister. Amen. Galasiërs 3 vanaf vers 21. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van geloof gekom het, staan ons nie meer onder toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Tot sover mag die Here sy woord aan elkeen van ons vanmôre ryklik seën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos reeds genoem aan die begin, ons vier vandag hervormingsfees. Maar nou kan iemand vra, maar is dit nou so 'n groot ding dat ons elke jaar daaroor moet feesvier? Hierop kan 'n mens met groot vrymoedigheid ja antwoord. Kom ons gaan kyk waar dit vandaan kom, sodat ons dit op hierdie 508-jarige herdenking kan waardeer. Na Jesus se koms na die aarde, na sy hemelvaart, het die kerk sy ontstaan gehad en kragtig gegroei. Vir die eerste 10 eeue was daar net een kerk. In 1054 het die kerk in 2 geskeur. Twee kerke was die gevolg. Die Rooms-Katolieke kerk en die Grieks-Ortodokse kerk. Algaande het die kerk agteruit gegaan. Dit was te siene in bygeloof en valse godsdiens, soos dit uitgebond het in die aanbidding van Maria, die beeldediens,
die koop van saligheid met geld en die ontaarding van die nagmaal. Op 10 November 1483 is 'n seentjie gebore met die naam Martin Luther. Aanvanklik het hy in die reg gestudeer, maar hy het later 'n monnik in 'n klooster geword nadat hy tydens 'n storm vreesbeangs beloof het dat as sy lewe gespaar word, hy 'n monnik sou word. En so het hy sy belofte nagekom. En op 20-jarige ouderdom het hy die Bybel in Latyn ontdek en dit ywerig begin lees. Kyk, Bybel was nie 'n algemene ding nie. Was net sommige mense of in die kerke waar dit was. Maar met die lees van Paulus se brief aan die Romeine het die vrede van die Here in sy hart gekom. Hy het die ontdekking gemaak. Die mens word nie gered uit goeie werke nie, maar deur die genade van God wat dit bewerk, deur die geloof in Jesus Christus. In daardie tyd het Paus Leo X baie geld benodig om die Sint Pieters kathedraal in Rome te voltooi. Om geld in te samel het hy die sogenaamde aflaat te verkoop. Jy kon deur die koop van 'n aflaat 'n geliefde uit die vaarvuur hê. Ene Tetzel het dit by Witteberg waar Luther was verkoop. En toe Luther daarvan hoor, was hy in sy diepste wese gegrief. Daarop het hy 95 stellinge geskryf, waarin hy beswaar maak teen die verkeerde dinge in die kerk. En dit op 31 Oktober 1517 aan die kerkdeur te Wittenberg gespyker. Hierdie datum word aangedui as die begin van die hervorming, oftewel reformatie van die kerk. Dan duik daar ook ander name op wat die hervorming verder gevat het in hulle onderskeie gebiede: Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, John Knox. En so het dit nes geskop in die res van Europa en ook in Nederland. En in 1652 het Jan van Riebeeck met sy 3 skepe uit Nederland na die Kaap, die Goeie Hoop, vertrek. En so is die Nederduitse gereformeerde kerk, waarvan die kerk in die Middellande deel is, in Suid-Afrika geplant. Na 373 jaar is ons deur die genade van die Here nog hier en vind hier vanmôre in hierdie gemeente 'n erediens plaas. In die inleiding het ons gehoor dat Luther met die lees van Paulus se brief aan die Romeine die vrede van die Here in sy hart gekry het. En dit is die ontdekking wat hy gemaak het. Die mens word nie deur goeie werke gered nie, maar deur die genade van God wat hy bewerk deur die geloof in Jesus Christus. En ons het vanmôre in Galasiërs 3 vers 26 gelees: deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Wat moet ons van hom glo? Voor ons hierop kan antwoord, moet ons eers iets van onsself weet. Galasiërs 3 vers 22 sê: maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Nou broer en suster, dit is nogal moeilik om te erken dat hierdie klag staat ook op
op ons van toepassing is. Ons wil maar bly vasklou aan die idee van die wonderlikheid van die mens en dat ons daarin nie so sleg is. Ja, baie van ons kry dit reg om 'n redelik aanvaarbare lewe te lei. Dis egter nie waaroor dit hier gaan. Hier word nie met menslike maatstawwe gemeet nie. Want dit sien jy uiterlike raak. Hier meet God se maatstaf. En hier volgens is daar maar net een uitspraak moontlik. Jy is skuldig. Moet dit ons nou neergedruk laat en in sak en as laat sit? Nee. Daarvoor eindig Galasiërs 3 vers 22 nie by die verwysing na die greep van sonde nie, maar vervolg met iets wat vir ons baie goeie nuus inhou. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Ons bekom nie die guns van God deur die wet te onderhou nie, maar kry die vryspraak deur in Jesus Christus te glo. Paulus skryf hier van 'n baie wonderlike ruiling wat plaasvind. Jesus neem ons sonde oor en ons ontvang sy geregtigheid. Dit is beskikbaar vir elkeen. Afkoms, agtergrond en gedrag in die verlede, dit maak nie meer saak nie. Die bepalende faktor is dat jy die leegheid in jou eie hande besef en die geskenk wat God in Christus vir jou gee, in die geloof met daardie leë hande te aanvaar. Ons sing ons in lied 239 vers 3 hier die woorde: leeg, net met my sondelas, hou ek aan u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra. U het ook my skuld gedra. Wat 'n wonderlike ontdekking vir 'n sondaar. En dit alles die vrug van die hervorming. Die waarde van die hervorming is ook verder geleë in die sogenaamde solas. Sola is die Latyn vir alleen. Die eerste een is sola scriptura, deur die skrif, die Bybel alleen. Hier volgens bely ons dat die Bybel die enigste geïnspireerde en gesagvolle woord van God is. Ons het geen openbaring buite die Bybel nodig om tot die saligheid te kom. Die tweede sola is sola fide, deur geloof alleen. Vryspraak en regverdigmaking geskied alleen deur die geloof in Jesus Christus en nie deur goeie werke nie. Goeie werke is wel by die gelowige aanwesig as 'n teken van dankbaarheid vir ons verlossing in Jesus Christus.